Sedert 1921 het meer as 13.000 hardlopers die beroemde Comrades Marathon 10 keer of meer gehardloop en soos ek het hierdie mense ook kartondose vol medaljes, sakwapens, fotos en selfs trofee. Maar iets uniek het 33 jaar gelede met my begin terwyl ek die Comrades gehardloop het. My naam is Erik en dit is dan my getuienis as 'n voormalige sportskrywer in die 1980s. My jaar se wedloop is Sondag die 11de Junie en gaan vir die eerste keer R1 miljoen se prysgeld hê en vir die eerste keer gaan beide die mans en die vroue wedloop lewendig gedek word. Maar hoe het dit gebeur dat ek die Comrades gehardloop het? Wat het gebeur? Wat het my dalk sielkundig gemotiveer? Wel, op die ouderdom van 19 het ek 'n mynongeluk oorleef waar een van my werkers dood is en tydens nasionale diensplig is een van my beste vriende in 'n karongeluk oorlede. So dalk het dit my gemotiveer om iets met my lewe te doen. In 1981 het ek by Palabora myn gewerk en het van die ou kerels my aan die draf gekry. Ek het daarna Johannesburg toe getrek en by Beeldwerk gekry en my eerste Comrades in 82 gehardloop. Net so rapsie oor die 9 ure. Ons is getroud en in 1983 toe gaan ek na Durban toe met die trein om die reisies vir die koerant te dek. Dit was die eerste lewendige televisieuitsending en dit het daarna regtig die aandag van die publiek gegryp. Ons het toe Vrystaat toe getrek en van 84 tot 89 het ek vir Bloem Achilles gehardloop. In 1985 het ek nogal hierdie spesiale sportskrywers toekenning gekry vir my padwedloop verslaggewing terwyl ek daar by die Volksblad gewerk het. In 87 het ek uiteindelik 'n 7:25 gehardloop vir 'n silwer medalje, alhoewel ek dit 2 keer net gemis het met omtrent 5 minute, ondanks die feit dat ek my tweede helfte vinniger as die eerste helfte gehardloop het. Die 1 jaar is my skoene gesteel en toe maak ek die fout om nuwe binnesole in te sit en ek kry toe al my eerste blaase toe ek polish shorts afhardloop. Met die gevolg dan stop trekkouse uit, sit Vaseline op en maak weer vas en hardloop. Die ander keer het ons te laat by die wegspring gekom en was toe heel agter van omtrent so 10.000 atlete en het baie tyd verloor op die wegspring. In elk geval, dit bring my by die 1990 op Comrades. Daardie selfde naweek, toe trek ons van Glen College af na Potchefstroom. As 'n verslaafde hardloper is ek en ons oudste seun Douglas af na Durban, waar my skoonpa gewoon het, terwyl my vrou Petrie en die 2 seuns, Erik Jr. en Paul, Potchefstroom toe getrek het. Ek het weer gegaan vir silwer en dan hardloop 'n mens 5 minute kilometer en ek was mooi op skedule. Toe na omtrent 70 kilometer by Camperdown het ek hierdie lewensveranderinge ervaring gehad, my Damascus pad ervaring. Ons sê altyd dat die wedloop na 70 kilos nou regtig begin, want dan het jy al omtrent 800 meters geklim, oor die 20 kilometer se styl opdraandes gehardloop. In elk geval, dit was op daardie plek by Camperdown waar ek hierdie klein vliegtuigie sien wat toe 'n lang banier agter hom trek. Gewoonlik is dit advertensies, maar toe ek opkyk sien ek hierdie boodskap: Come unto me, said Jesus. Dit was vir my soos daardie Damascus ervaring van Paulus. En ek besef ek moet keuse maak van of in die wêreld bly of pad van geloof loop, maar dat 'n mens nie halfhartig moet wees nie. Nou, soos julle weet, was Suid-Afrika in daai dae 'n Christen nasie. Ons is gebore as Christene, gedoop as babas en ons was in die NG Kerk en het kerk gereeld bygewoon. Maar toe op universiteit begin 'n mens backslide, begin mens lou word. Al beskou mens jouself nog as 'n Christen. Nou ongelukkig kon ek nie toe daai laaste 2 kilometers teen polish shorts uit die pas volhou nie en ek het my silwer gemis. En dan wil ek net noem dat daardie vliegtuigie en sy loods het 'n jaar later of so daar by Margate gecrash en is oorlede. Hulle was van Banner Ministries. Ons is toe terug na Potchefstroom toe en ek het gewonder nou hoe moet ek my lewe verander. Die antwoord het gekom van 'n ou universiteitsvriend van my op RAI, Johan de la Quer,
wat toe in Potchefstroom en die sendingpredikant is vir NG Kerk. En hy het geweet wat my probleem was, alhoewel ons in daardie dae nie 'n definisie daarvoor gehad het. Ek het onlangs 2 video's gemaak waarin die Britse teoloog Dr. David Pawson, wat in 2014 oorlede is, verduidelik het hy dit incompleted rebirth genoem. So, met dieselfde dissipline wat ek marathons gehardloop het ek toe my Bybel begin bestudeer en elke dag gebid. 6 maande later, aangespoor deur Johan Delabert, het ek die knie gebuig en 'n hernuide belydenis van geloof gedoen. Nou, 'n mens kan in die oggende of Bybelstudie doen of jy kan ver hardloop, maar jy kan nie albei vroeg in die oggend doen nie. En ek het my laaste 3 Comrades marathons vir MacArthur Klub daar in Potchefstroom gehardloop, en maar net om klaar te maak, en so 9 ure, 10 ure die laaste een, net om die groen permanente nommer te kry. Dit was in 1993. In daardie selfde jaar is ek en Petrie weer gedoop, die groot doop of die doop van geloof in die dood en die opstanding van Christus. Sy was toe verwagtend met ons 4de seun Joshua, en ons glo dit is waarom hy so geseënd is. Nou ja, dit is hoe ek dan van road running vanaf padwedlope verander het na die wedloop van die lewe, die wedloop van geloof, soos wat Paulus in 1 Korintiërs 9 beskryf. Die weg, the way of God, Haderech in Hebreëus, is wat die vroeë kerk hulle self 2000 jaar gelede genoem het. Ek sal 'n ander video maak waarin ek dan verduidelik wat het ek in die afgelope 30 jaar gedoen, deel van my getuienis. Kom ons sluit dan af. Vanoggend het ek juis Lukas 18 en 19 gelees, en in 18 lees ons waar Yeshua of Jesus dan vir 'n ryk man uitdaag. Hy moet sy goed verkoop en hom volg. En die man sien toe nie kans nie. Maar in Lukas 19 lees ons dat hy daar in Jerigo opkyk en vir Saggeus in die vyeboom sien sit. Hy het geweet hy's daar, hy het geweet wat sy naam, en hy roep hierdie kort mannetjie uit. Hy sê, Saggeus, klim af, ek gaan by jou tuis gaan. Want Yeshua ken sy hart. Hy weet dat Saggeus, sonder dat hy die preek van Lukas 18 sou ken, sy hart reg was. Want Saggeus bely toe sommer, voordat hy gevra het, ek gaan die helfte van my goed verkoop, terug vir die armes gee, en wie ek afgepers het, gaan ek 4 maal terugbetaal. Nou vriende, die Messias ken elkeen van ons. Hy weet wat gaan jou besluit wees. Hy weet of jy uit die boom gaan klim en hom gaan volg. Miskien is hierdie boodskap vir jou 'n Damaskus ervaring, 'n oomblik of 'n uitdaging om die Messias te volg, om jou hart te verander. Laat weet my in die opmerkings van jou Damaskus pad ervaring. Shalom.